Het is lekker om julle te hê by kerk vanoggend. Baie welkom as jy ons vir die eerste keer besoek. Ons dink julle is ons eerste gaste. So ons wil julle baie welkom sê. Kuier asseblief na die tyd saam met ons. Asof van die mense sê wat jy nie ken nie. Ek weet van ons ken actually ook nog mekaar. Die gemeente dit is nog as 'n lekker plek om mekaar te leer ken. Verlede keer het hulle my gestoei op die springkasteel. Ek hoop vir 'n rematch. Ek is om kant betrap van agteraf getackle deur een van die ouderlinge. So ek voel dit is amper jy weet ek 'n paar die alkens aan my kant hierdie dag. Vandag is ons behoort die goed reg te stel vandag. Ons het 'n ander heilige oomblik vanoggend in die kerk gehad. Ons het 'n bietjie boks gekyk. Dis van julle wat vanoggend vroeg al op is om boks te kyk. Ek hoop julle het geniet. Ons het geniet hier in die kerk. Ons het begin so 'n maand terug om die Super Rugby final te kyk. Ons het besef, ons het lekker klank, ons het 'n lekker skerm, ons het die internet, so hoekom doen ons nie? En daar was 'n vraag mense hier. Dit was lekker geweest. Dit was net so aangehou om al die sport events saam te kyk. So as jy in die omtrek is by die volgende sports bymekaar koms of groot sport ding, weet dat ons gaan nie binne wees en dit geniet. So asseblief kom doen dit saam met ons. Dit is baie lekker. So as julle nie is en julle weet nie waarmee ons besig is, ons is besig met 'n campaign wat ons een keer 'n jaar doen en vir 2017 is die onderwerp 12 km. En 12 km gaan oor mense wat ontmoetings met Jesus gehad het. So ons wil kyk uit skrif, hoe lyk dit as mense ontmoetings met Jesus gehad het? Wat het hulle gedoen? Hoekom was daar ontmoetings? Wat kan ons leer by hulle? Want ons wil graag ontmoetings met Jesus hê. Ek weet nie van julle nie. Ek wil nie net kerk toe kom nie. Ek weet is 'n lekker plek, soms bietjie koud hier binne soos vanoggend. Maar ek wil graag ontmoetings met Jesus hê. Nie hier op 'n Sondag nie, maar deur die week. Soos wat ek tyd met hom spandeer, soos ek in my kar ry, soos ek by my werk is, waar ook al ek is, wil ek graag ontmoetings met Jesus hê. Ek glo dit is julle hart ook. So ek weet ons kan leer by hierdie mense. En wat ons gedoen het is ons is besig om deur Johannes, die boek van Johannes te werk, want Johannes het vir ons bietjie meer inligting gegee as die ander evangelies. Matteus, Markus, Lukas het redelik die laaste jaar van Jesus se bediening vertel, terwyl Johannes bietjie meer besonderhede het oor sy eerste en tweede jaar van sy bediening en bietjie meer van hom vertel, goed wat hy gesê het. So ons is in die boek van Johannes. So as jy 'n Bybel het, Johannes 5, ek gaan die storie vir julle lees, alles is nie op die bord nie, want dit is een lang storie. So Johannes 5 vers 1 tot 12, dit wat ons gaan lees vanoggend. Ek wil sommer net, ons is in die middel van ons 6 weke, ons is by week 3, ek wil terwyl julle na julle Johannes 5 blaai, sommer net vir almal groot dankie sê wat betrokke was, daar was mense wat bid in die gebedskamer van soggens 7 uur tot saans 6 uur elke dag van die week. Daar was mense wat woorde skryf, wat hulle ervaar op die muur, en dan instap as hulle wil. Daar was mense wat in klein groepe by mekaar kom. Daar was 50 nuwe groepe wat ons geplant het. Daar is die volgende sit en jy sê so hoe ons 50 nuwe groepe geplant hierdie. Dis in die aand nog gevraag mense hierso en van hulle was baie opgewonde ook om van die groepe te plant. So ons het al 3 weke gehad. Ek weet nie van julle nie, maar wat vir my persoonlik baie beteken het al, daar's van ons wat vas vir 40 dae, van ons vas social media, van ons vas chocolates, van ons vas koffie. En ek weet nie wat dit is, maar ek wil sommer net almal van julle wat deel is van hierdie campaign een keer per jaar. Die hart is dat ons wil sien dat almal groei. En ons glo dat as jy die daily devotions ontvang wat ons elke oggend uitstuur, jy's in klein groep, jy's elke Sondag hier, jy's dalk in die gebedskamer, glo ons dat oor hierdie 40 dae ons as 'n gemeente gaan saam groei. Dis wat ons wil sien gebeur. Ons wil sien dat ons saam groei en saam almal op dieselfde bladsy is. So Johannes 5 gaan ons 'n bietjie vanoggend lees oor die lamman. Okay, so ons gaan die lamman se storie vanoggend. Hy het nie 'n naam nie, hy is net die lamman in skrif. So ons gaan vanoggend oor sy storie gesels. Ek weet nie wie van julle al ooit in moeilike situasies was. As jy in 'n moeilike situasie al was en jy weet dat jy moet soms eksterne persone kry om jou te help. Om jou te help om uit hierdie situasie uit te kom. Soms het ons mense nodig wat vir ons die waarheid praat, soms het ons mense nodig wat ons hand vat en sê, kom ek help jou, kom ek praat eerlik met jou, kom ek wees reguit met jou. Soms het ons mense nodig wat net kom deernis het met ons, wat saam met ons in daai put klim, of in daai gat klim en sê, ek voel wat jy voel, ek hoor wat jy hoor, ek ervaar wat jy doen. En soms het ons mense van buite nodig, want ons situasie lyk bietjie donker, dit
dit lyk soms ons kry nie deurbraak nie, ons weet nie wat om te doen nie. En wat moeilik is daarvan is dat, of wat vir my mooi is van die storie is dat Jesus kom en daar's eintlik geen rede hoekom hy hierdie spesifieke ou kies om te genees, andersins as dat hy vir 38 jaar nie kon stap nie. Ek dink dis genoeg rede. Ek weet nie van julle nie. Niemand van ons hier vanoggend kan nie stap nie en kan selfs indink hoe dit moet wees om vir 38 jaar lam te wees. Maar Jesus kom na hierdie ou toe en hy deernis met hom, hy help hom om sy situasie te verander. En ek wil vir julle sê, die tyd wat ek die Here al dien is dit wat ek van hom ervaar. Hy is lief daarvoor om in ons situasie in te klim, dit te verander, vir ons laat anders dink, vir ons ander goed te wys en vir ons te help om uit my moeilike situasie uit te kom. So ek weet nie van julle nie, maar ons baie getuie in my lewe wat ek nodig het, dat iemand my uithelp uit moeilike goed uit. En vir my wys, hier is die pad, hier is die weg, kom ek help jou, kom ek genees jou, kom ek praat met jou, kom ek wys vir jou. En ek glo dat soos ons vanoggend oor die storie praat, dat dalk sit jy in so 'n situasie. Dalk sit jy op 'n plek waar jy 'n bietjie eksterne hulp nodig het om deur sekere goed te breek en as jy nie vanoggend weet waar my moeilike goed in jou lewe is of wat dit is waarmee jy sukkel, wat dit is waarmee jy swak is nie, vra jou vrou, vra jou man, hulle sal jou vinnig kan help. Vra jou beste vriend, hulle weet altyd wat jy mee hulp nodig het. So dalk is dit jy vanoggend, soos wat ons na hierdie storie kyk en jou gaan inspireer en ons gaan inspireer om te sê, Jesus, ons wil hê, jy moet in ons lewens inkom soos wat jy in hierdie ou se lewe gestaan. So ek gaan ons Johannes 5 lees. As jy Bybel het, is jy met my daar, as jy nie het, kan jy net luister na wat hy sê. Vers 1 sê, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. Daar was 3 keer 'n jaar 'n fees. Kyk, 3 feeste 'n jaar en Jesus was elke keer by hierdie feeste in Jerusalem. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Nou ek was al persoonlik by hierdie bad. Kyk, dis nie 'n bad soos wat in jou badkamer is nie. Dis 'n massiewe pool. En ek is bekommerd want hierdie ding is diep. Okay. So, julle sal nou sien soos wat ons die storie lees dat die persoon wat eerste ingeval het genesing gekry. Nou ek weet nie wat met die tweede en die derde gebeur het, want daar moes of 'n lewensredder gewees het, want van hierdie mense was siek, hulle kon nie swem nie, kon nie beweeg nie. So hierdie pad is 'n Hebreëse pad, hulle is baie diep en trapsop in dit in en die plek rondom die pad is omtrent die helfte van hierdie auditorium. Dit is nie 'n groot plek nie, jy stap deur so 'n koepel in hom in. En daar het al hierdie mense gesit en was hulle daar om te wag vir 'n sekere tyd rondom hierdie fees. So ek wil hê julle moet julle koop daar dink, 'n groot Hebreëse pad, 'n plek so groot soos dat hierdie helfte van hierdie vertrek is en mense wat so half inklim in dit en oral so rond sit en wag vir hierdie spesifieke tyd soos wat ons nou gesien het gebeur. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Dit is nie amazing hoe Jesus presies weet wat in ons situasies aangaan. Hy weet hierdie ou is al baie lank siek. Hy stap na hom toe en hy weet hierdie ou is al baie lank siek. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Nou as jy dit lees vir die eerste keer, okay, kom ons sit maar daai projekte af en sê ek gaan aan en af hier agter my speel. Ek gaan maar net afsit, dit gaan minder sterk wees asseblief. Wil jy gesond word? Dit lyk soms soos 'n vraag wat onnodig is. Jesus het soms sulke onnodige vir ons onnodig wat lyk vir ons onnodig is gevra. Hy kom na die blinde ou toe wat op die ou en spoeg in die grond het sien sy oë smeer en dan sê hy, wat wil jy hê ek vir jou doen? Dit lyk so onnodig gevra. Stem dit saam as jy blind is, wat wil jy met Jesus vir jou doen? Hy moet vir jou sig gee. Hierdie ou weer eens, Jesus vra vir hom 'n vraag. Hy's 38 jaar lank lam en Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? Nou, ek gaan julle uit hierdie gedeelte wys vanoggend dat dit nie so 'n absurde vraag is. Dat dit nie iets is wat ons kan aanneem. Ek het al baie keer agtergekom in bediening dat soms dink jy mense het 'n sekere behoefte, maar daar's eintlik iets anders. Daar's eintlik iets anders wat hulle glo, iets anders wat hulle wil hê jy moet help. Dit wat ons in die natuurlike sien, al is dit nie net fisiese siekte nie, al ken ons die mense, is nie noodwendig dit wat hierdie mense nodig het om gehelp te word. So Jesus vra vir jou, wil jy gesond word? En as ons dit lees, lyk dit soos 'n oomblik van natuurlik Jesus. Maar dit is nie so 'n natuurlik Jesus oomblik nie.
Vers 7 sê, die sieke het hom geantwoord. Nou, hy het nie nog nie gesê, hy het hom geantwoord. Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in beweging kom. En terwyl ek aansikkel, gaan niemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Klink nie baie sympathiek en medeernis, staan op, tel jou goed op en loop. Ongelukkig, sê vers 9, het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Punt. In skrif. Jesus was stout en hy het mense op die Sabbatdag genees en mense het probleme gehad. Ons gaan nou sien dat die mense probleme gehad. Die Jode sê vir die man wat genees is, dis Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Liewe genigtig, kan hulle nie net sonder die man bly wees oor die feit dat hy kan stap en sy goed kan dra nie. Hulle query hom oor die feit dat hy sy goed dra. Soms is daar godsdienstige tradisies en goed in ons lewens wat vir ons belangriker raak as Jesus homself. En dis wat ons sien by hierdie ouens in hulle lewens, die dag van die Sabbat raak vir hulle belangriker as wat gebeur op die Sabbat. Dat daar iets goed kon gebeur, en ons sien dat dit baie keer gebeur, dat Jesus moet hulle stry oor die Sabbatdag. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hy weet nie wie dit is nie, hy weet nie wie dit was, hy sê die man wat my gesond gemaak. Hy het nie vir Jesus herken nie, hy weet nie wie hy is nie. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat hy op 'n Sabbatdag gedoen het. Net dit nie. Net nie op die Sabbatdag. Maar Jesus het hom teen hulle verweer, my Vader werk tot nou toe, ek werk ook. So, ek wil vir julle 'n paar historiese feite oor hierdie storie vertel om vir julle 'n bietjie in konteks in te kleer sodat ons kan sien hoe hierdie ou reageer. Eerstens, wat baie interessant was of is dat die naam Bethesda beteken House of Mercy, huis van genade. So, as ek hierdie storie lees en ek weet dat Bethesda beteken huis van genade, dan is dit vir my so 'n beeld van dink ek wat God wil hê sy kerk moet wees. Dis 'n plek wat gevul moet wees met genade, 'n plek wat gevul moet wees met liefde en deernis. En ons weet oor die jare dat soms dit 'n plek van oordeel is, dat dit soms 'n plek is waar daar goed gebeur wat nie moet gebeur in God se huis. So hierdie is 'n mooi beeld van ek dink wat God se hart is vir wat moet gebeur in sy huis. Dames, blindes, siekes, krepels, nie net fisies nie, maar geestelik, emosioneel moet kan kom en hulle moet genesing kan kry. So dis wat Bethesda beteken. Dit beteken huis van genade. Nou hierdie pool by Bethesda, hierdie bad het 3 keer 'n jaar het die water geroer. Nou vers 4 is nie in my Bybel nie. Ek weet nie van julle vertalings nie. Hy is in sommige van die ou Engelse New King James version, is hy is in sommige vertalings. Die rede daarvoor is want daar's die manuskripte, die ouer manuskripte het dit nie ingehaal nie, so en van die nuwer is dit ingehaal, so hulle het dit net uitgelos maar op ons voetnota gaan. So ek wil vir die voetnota lees vers 4, want myne sê 3 en dan 5, sê van tyd tot tyd 'n engel van die Here in die bad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een wat dan eers ingegaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het. So 'n engel van die Here. Nou, die historiese feite sê dat hierdie bad na Jesus se geboorte eers begin beweeg het. Okay? Ons het verlede week het ons 'n bietjie pret gehad met die feit dat Maria, Jesus se ma, dit snaaks is dat sy in Johannes 2 na Jesus toe kom en vir Jesus sê die wyn is op. Ons het gesê, hoekom sou sy na hom toe gekom het om dit te sê? Ons het gesê, ons wil nie nuwe doktrine begin of iets snaaks sê, maar ons vermoed, daar moes al iets gebeur het in die huis. Okay, Maria moes na Jesus toe gekom en toe die familie ondood was en Jesus het hom opgewek. Broeders is weer lewendig. Ons weet nie, iets moes gebeur. Die meel was op en sy sê, asseblief gaan koop vir my meel en Jesus sê, kyk net weer in die kas van ons meel. Okay? So ons het verlede week so 'n bietjie gespeel, so ek wil jy moet saam met my dink oor hierdie situasie. Hierdie bad roer 3 keer 'n jaar. Dan val mense daarin of klim daarin en hulle word genees.
Dit het begin nadat Jesus gebore is. Nou, ek vermoed dat, en ek weet dat Jesus by al die feeste was, okay? Jesus was by al die feeste, so 3 keer 'n jaar was Jesus by hierdie poel van Bethesda, by hierdie bad en hy daar verbygeloop. Ek vermoed wat gebeur het is, elke jaar, so van sy 4de, 5de ou verjaarsdag af, kom hy by hierdie poel van Bethesda af, hy staan 'n bietjie daar, en hy begin bid. Die engel van die Here, okay, dit sê die engel van die Here het hierdie bad geroep. Skrif sê dat Jesus, die engel is, en engel beteken boodskapper. Okay, dit is nie die enigste engel nie, ons weet ons engel en demone, maar dan kan dit wees dat Jesus elke jaar, letterlik by die feesttye, wanneer hy daar was, na hierdie pad gestap het, begin roer het, iemand het in 'n geval en hulle het genees geword. Ek sien in my kop hoe Jesus en Maria stap, en hoe Maria vir hom sê, speel so met die water, ek kom onder die aan speel hier met die water. En dan het hulle net so 10, 12 meter verder stap, en dan skreeu dat jy, halleluja, het is genees. Ek weet nie of dit al so gebeur het nie, maar 3 keer 'n jaar, by die tyd dat Jesus in die dorp was, by die fees, rondom die fees, het hierdie pad se water begin roer. Dit is 'n snaakse verskynsel, stem hulle saam met. So ek vermoed dalk het Jesus daai water gaan roer, en soos wat daar genesing in hom was, het mense genees geword. Ek vermoed hy later het Maria die som begin maak, maar almal voor wat jy die water roer, is wanneer mense genees word, en dan het hy vir sy ma gesê, maar ek wil graag hê mense moet genees word, ek weet nie hoe dit gebeur het. So ons sien dat hierdie keer dit weer so gebeur, en Jesus stap reguit na hierdie man toe, en hy vra vir hom een vraag, hy sê vir hom, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Soos ek gesê het, dit lyk of dit 'n stupid vraag is, vir ons van beide kante. Dit lyk of dit 'n oomblik is waar die ou moet uitskree natuurlijk. Maar jy moet onthou, hierdie ou ken nie vir Jesus. Hy weet nie dis Jesus wat na hom toe kom nie. Dis net 'n normale middag by die pad, langs die pad. Hulle almal daar gelê, almal met lamp, seker krepel was dit daar by mekaar gekom. Nou wat interessant is vir my is dat, soos wat ek sê, dat hy nie ja of nee gesê het. Hy het 3 goed gedoen wat ek wil hê ons moet leer van hierdie man, wat verseker het dat hy 'n deurbraak in sy lewe kry. God was genadig, want van die goed wat hy gedoen het, is goed wat ons vandag nog doen. Maar daar's goed wat hy gedoen het, wat ons by hom moet leer, want hierdie goed is die goed wat vir ons gaan deurbraak gee, en wat ons gaan verseker dat ons moet doen met Jesus. Die eerste ding wat gebeur is, sy reaksie op hierdie vraag, wil jy gesond word, sê hy die volgende. Hy maak 'n verskoning. Hy sê, die siek het hom geantwoord, vers 7, hy sê, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water in beweging kom. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my. Ek het niemand om my in die water te sit nie, hy maak 'n verskoning, hy sê, dis ook nog nie genees nie, want niemand kan my help om in die pad te klim. Ek vermoed sy lyfstaal was iets soos, meneer, niemand om my in die bad te sit. As ek daar aangesukkel kom, dan sê ek dit laat. Hy het homself teen die ene bietjie jammer gekry. En ek wil nie minder maak van hierdie man en sy siekte, dat hy vir 38 jaar al lam was nie, maar dit lyk vir my uit wat hy sê, dat hy jammer was vir homself, dat hy verskoning gemaak. Nou ek wil vir julle vra, is nie so in ons lewens, dat die nommer 1 leen wat ons glo by die vyand, is dat ons nie verantwoordelik is vir ons situasie. Nou wat uniek is in hierdie man se situasie is, hy is al vir 38 jaar in hom, en ons sien aan die einde van die storie, dat dit gebeur het as gevolg van 'n sonde wat hy pleeg, en aanhoudend gepleeg het. Okay? Want Jesus sê vir hom, moenie meer gaan sonde, gaan weg, en moenie meer sonde meer, sodat iets anders nie groter met jou gebeur. So eintlik sien ons, die wortel van sy siekte kom uit sy sonde uit, so hy kan nie eintlik verskoning maak nie, hy is eintlik aanspreeklik vir die ding wat gebeur in sy lewe. Nou ek wil vir julle sê, as ek net aan myself en my eie lewe moet kyk, die nommer 1 ding wat ek baie keer glo, is 'n leuen waar ek glo dat ek nie skuldig is vir die situasie waarna ek is. Ek wil die blame verskuif. Nee, dis my ouers se skuld. Of nee, dis my skool se skuld waarna ek groot geword het. Nee, dis my vriende se skuld. Nee, dis my vrou se skuld. Nee, dis my kinders se skuld. En ons baie min kere waar ek verantwoordelikheid vat en eerlik kan wees en sê, weet jy wat, ek is in hierdie situasie, want ek kies eintlik om in hierdie situasie te wees. En ek dink, dis die nommer 1 leuen wat die vyand voor ons gooi, is hy sê vir ons, jy is nie verantwoordelik vir jou situasie.
Jou situasie is uniek, dis anders. Ek het al baie keer gehoor, dan kom ouens en sê hulle vir my, ek glo die Here kan huwelike genees, maar kom ek vertel vir jou my storie. So wat hy eintlik vir my sê, is hy sê vir my, ek glo dit, maar my situasie is anders. Ek sien uitsondering op hierdie reël. Ek glo die Here kan vir my finansiële deurbraak gee. Want ek weet hy het daai ou gedoen, ek het getuienisse gehoor, maar kom ek vertel gou vir jou my storie. Hierdie het gebeur, daai het gebeur. Nee, dit is hoekom dit nie op my van toepassing is. En ek wil vanoggend vir julle sê, as ons soms geneig is om hierdie verskonings te maak en te sê, nee, maar ja, dit is nie my skuld dat ek in hierdie situasie is nie. En afgesien van dit, daar is niks wat aan my situasie gedoen kan word nie, daar is nie uitsonderings op die krag van God. Okay? Jou situasie is nie uniek nie, want Skrif sê dat daar geen versoeking is wat almal van ons nie aan versoek word nie. Niks is uniek nie, jy word nie getoets bo jou vermoë nie. Niks in jou lewe is uniek of anders nie. Daar het al mense deur dit gegaan, mense het dit al oorwin, daar het al mense wat getuienisse uit jou situasie uit kon stap. Dis definitief uniek in die omstandighede, maar die beginsels is presies dieselfde. So as ons daai verweer wil voorgooi en sê, maar my situasie is anders, wil ek vir julle sê, dit is 'n leuen, dis nie waar nie. Jou situasie is nie anders nie. Daar's honderde mense wat al in daai situasie was, wat al deurbraak gekry het, wat God al deurgekom het voor, en hy kan dit vir jou doen. Want wat gebeur met ons as ons daai leer begin glo? Ons gaan sit. Dis soos, ek hoef nie meer geloof te hê nie, ek hoef nie regtig hierdie ding na God toe te bring nie, want dit is nou maar hoe dit is. Dis hoe die koekie krammel vir my, dis hoe die lewe my 'n paar klappe gegee het, so ek kan niks aan my situasie doen. Maar die waarheid is, die situasies waarin jy was 10 mense wat 20 of 30 jaar ouer is as jy, was al daar. Dalk jy ouer voor jou sit of agter jou sit of langs jou sit, was al daar. Jy het al dieselfde uitdagings gehad. Dis hoekom 'n gemeenskap van gelowiges so 'n kragtige plek is, want ons kan van mekaar se stories en van mekaar se geloof leer. So jou situasie is nie uniek nie. Nou wat ons sien by hierdie ou is in Johannes 5, in die 5de vers, sê ons dat hy is vir 38 jaar lang, en dit sê dat die woord wat daar gebruik word vir siek, hy is vir 38 jaar siek, is die Engelse woord infirmity. Nou, dis dieselfde woord wat Paulus gebruik as hy beskryf dat hy 'n doring in sy vlees het. En die woord infirmity, as jy dit vertaal, beteken weakness of swakheid. Okay? So hierdie ou sê, hy het 'n fisiese swakheid. Nou ek wil vir julle sê, Paulus weet ons nie of dit 'n fisiese swakheid dalk in sy oë was nie, hulle vermoed het, ons weet hierdie ou se was in sy bene, want hy kon nie stap om by die bad uit te kom, en hy sê, ek het aangesikkel en ek is nooit eerste dan. So ons weet hy het 'n probleem in sy bene gehad. Maar, dit is 'n fisiese ding, maar wat se swakheid is daar in my en jou lewe? Dalk is dit emosioneel, dalk is dit geestelik, dalk is dit intellektueel, daar's iets wat swak is. As daar een ding is wat jy vanoggend sê, weet jy wat, as daar een ding is wat ek kan verander, dan sal dit hierdie ding is. Dink gewillig is. Wil jy daar so ons nie nou dink aan jou man of jou vrou of jou kinders, wat jy van jou ma se lewe sal verander, en dink aan jou ding ons. Weet jy hoe ons geneig is om dit te doen as ons in kerk is? Preek is nooit van toepassing op ons, dit is al iemand anders. Ja, nee, hierdie ou moet dit doen. Dink gewoon aan jou eie lewe, wat? As daar een ding is, wat jy sal graag wil verander, wat sal dit wees? Een ding. Dis 'n swakheid. Daar's dalk iets waarin jy heeltyd struikel. Daar's dalk deurbraak wat jy nie nooit kry. Daar's dalk 'n patroon wat jy nie gebreek kry. Wat ook al dit is, daar's 'n swakheid en Jesus vra vanoggend vir jou presies dieselfde vraag wat hy vir jou vra. Wil jy gesond word? Dis nie 'n absurde vraag nie. Want ons maak verskonings, maar Jesus, ek kan nie gesond word nie, want dit is my situasie toe ek groot geword. Dit is my situasie nou. So dit kan nie vir my van toepassing wees. Maar die vraag is vir jou en vir my, wil jy gesond word? Wil jy ontslae raak van daai swakheid? Want jy kan. Jy kan dit vanoggend bring. En Jesus kan jou help in daai situasie. Wil jy gesond word? So die eerste ding wat ons sien hierdie ou doen is hy maak 'n verskoning. En sal julle met my saamstem, jy kan nie jou kop knik, jy hoef nie jou hand op te lig nie, dat ons soms dieselfde doen. Ons maak soms verskoning. Dit sal kop knikke, en ek net kop doen.
Maak julle verskoning soms vir goed wat in julle lewens gebeur. Dis 'n paar eerlik is wat ek sien in hulle oë is eerlik. Sê ons kom soms verskonings. Ons dink 'n vraag verskonings uit hoekom goed in ons lewens nie verander nie, hoekom ons nog op dieselfde plek geestelik as wat ons 5 jaar terug was en nog geen verandering in ons nie. Ons maak verskonings. Daar's 'n rede vir. Ek gaan weer met wat ook al weer is. Die tweede ding wat ek wil hê julle moet hier sien is presies wat hoe Jesus reageer op hierdie ou. Vers 8. Jesus sê vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Staan op, tel jou goed op en loop. Jesus kon nie vir hom gesê, jy is genees. Maar hy doen dit nie. Hy gee hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, staan op, tel jou goed op, dis 'n Sabbat, so jy mag nie werk nie, maar hy tel jou goed op en loop. Nou, onthou, ek wil hê julle moet hierdie onthou, hierdie ou weet nie dis Jesus wat met hom praat. Dis net 'n doodnormale man wat lyk soos al die ander Jode wat aangekom het by die bad. Hy het nie vir Jesus geken nie. Hy weet nie wie Jesus is nie en hy is vir 38 jaar in 'n sekere posisie. Hy is vir 38 jaar in die siekte. Wat doen hy? Hy staan op, hy tel sy goed op en hy loop. Die tweede ding wat ons moet leer by hierdie ou is dat ons moet soms 'n bietjie 'n poging aanwend. Ons moet soms bietjie iets doen aan die situasie. Wat is goed wat ons moet doen? As jy vir 38 jaar lam is, as 'n vriendeling vir my sê, terwyl ek langs die pad lê en al my ander vriende is hier en ons kom al 3 keer 'n jaar kom ons hier by mekaar en ons ken al mekaar, ons het sekere groepe, ons speel ook 'n bietjie brug, ek weet nie, as jy Desember rond my swem wat jy weet wat jy alles doen nie, maar as jy vir dae aan een dag lê met jouself besig gaan. Okay, hier kom 'n vreemde ou na toe, hy sê kom staan op, tel jou goed op en loop. Wat jy gesond word. En hy doen dit. Daar moes seker goed gewees het in sy gedagtes wat hy moes oorwin voordat hy dit gedoen het. Sê julle saam met my. Hy het 'n sekere manier al gedink en hy het 'n sekere manier geglo en hy moes gekies het om te luister na wat die ou sê. Hy moes 'n poging aangeneem. Soms en wat amazing is van die storie is dat Jesus tot by hom kom. Maar ek dink soms wat gebeur in ons lewens is ons voel die goed in ons skoot val. Ons voel ja, ag, dit sal gebeur as dit gebeur. Dit al daai sê gebeur. As dit God se wil is, sal dit gebeur. Nee. As jy geloof het, sal dit gebeur. As jy 'n poging aanwend, sal dit gebeur. As jy dan iets doen aan die situasie, gaan dit 'n bietjie gebeur. Ja, daar is kere waar God deurkom waar ons geen poging aanwend nie, maar 98% van die ander kere moet ons actually iets aan doen. Al bring ons dit in ons poging net voor God en sê Here, hier is my situasie, asseblief doen iets om dit. Dan het ons klaar iets om te doen, dis anders as 'n poging aan. Ek wil die eerste keer toe ek fondasie 4 kursus moes bywoon. Voor ek julle van die fondasie 4 kursus die meer ernstige stories vertel. Ons het nou net ons so gelaag, want ons het klink nou ons vreeslik goed in hierdie kerk doen, maar ons het 'n comedy show hier binne gehad. Dis een van my vriendinne wat saam met my gestudeer het, baie lief vir die Here, en sy vertel eintlik haar storie op 'n komediese manier en dan aan die einde vertel sy die mense van Jesus. Baie unieke manier van bedien en werk soos Bob. En sy vertel, haar titel was Wanneer trou jy? Want sy is al 32 en almal vra heeltyd van wanneer trou jy? En nou maak sy grappies want die mense begin nou vir haar advies gee, want sy raak nou oud, so hulle probeer haar nou help, jy moet iets omtrent die storie doen, jy moet 'n bietjie poging aanwend maar hê. En dan sê sy die goed wat die mense altyd vir haar sê is, jy is die bokkie. Jy moet jouself posisioneer sodat die jagter jou kan sien. Wik verby, sodat hy jou kan sien en dat hy jou sien. Moenie agter die bosse wegkruip nie, moenie ver hardloop nie. Laat die jagter jou sien, want jy is 'n bok. Jy moet jag nie, maar posisioneer jouself. Eintlik wat die mense vir ons sê is, maar jy, as jy wil trou, met die poging. Dis ek raak. Weet die poging, doen iets, gaan op 'n date. Sê ja as iemand jou vra vir 'n koffie. Daar moet iets gebeur voordat iets anders gaan gebeur. Dis basies wat gebeur in die ou se lewe. Ek onthou toe ek die eerste keer fondasie 4 moes gedoen het in Sharpeville. Nou fondasie 4 is deel van ons geestelike groeireeks. Maar dis die interessantste een van die lot, want fondasie 4 gaan eintlik oor 'n naweek van bevryding.
So wat jy doen is, jy worship eintlik die hele naweek en dan kom daar tye waar ons bietjie in autoriteit leer om te staan teenoor die duisternis in ons lewens en goed wat al gebeur. Dit is ongelooflik waar ek my lewe van. Maar nou ek al hierdie stories van Fondasie 4 gehoor, daai jare voordat ek dit gaan doen. En ek is nie 'n charismatiese ou gewees nie, dink ek nie. Ja, ek was nie gewoond aan die leefstyl of die manier van kerk doen nie. So al hierdie goed was vir my baie vreemd. So ek het meer gebid vir myself voor daai naweek om nie uitgevreet te word deur wat hier gebeur nie as iets anders. En ek was eintlik bitter bang. Ek het die hele naweek net soos gekyk, want net nie iets naby onder my gebeur wat snaaks is nie, en dan ek was 'n bietjie iets anders doen om deurbrok in my lewe. En ek kan vir julle sê, naby in my lewe van, wat goed in daai naweek in my lewe gebeur en geskei, wat ek nooit gedink sou gebeur. As ek net poging aangewend het om na die naweek te gaan, sou niks gebeur het. Julle wil dit sê. Dis eenvoudig. Dis soos die eerste keer as jy jou vriend kerk toe nooi. Ek die eerste keer, ek het dit al 'n paar keer gesê, dat ek my ma kerk toe nooi. Nou, ons bid al 6 maande voor, ons moet nou 'n poging aan, dan moet nou 'n stap geneem word, sy moet nou begin saam kerk toe kom, en ons wil al blootstel aan die Here se teenwoordigheid. Ons het groot geword as ons is almal Christene, en dis ons groot geword het, en nou bring ons my ma in, en my ma sê, jy weet, sy sal inkom as die worship eindig, en sy gaan uithardloop voor die worship weer begin, en sy wil niks vir die mense doen, dit was al oor. Sy en my pa het 'n kerk geplant, 3-4 jaar later, die Here het amazing werk gedoen. 'n show van kerk onder in Kop. En dan sal my ma ingehardloop, en dan daai tyd dan dink jy, ons soos Here, okay, ons het nou ons geloof uitgesit, ons nou poging aan met ons bring al, sal U ons nou net hierdie stapie verder help, dat die tannie wat dans in die kerk, asseblief nie naby ons is. Daai tyd het vreemd is gebeur, dus my ma is nie gewoond aan hierdie goed asseblief hier. En dan sal dit ons so werk, as die Here sin vir die môre, en daai tannie reg langs jou ma staan. En sy daar aankom so vir ons mense. As jy nie so as jy daar met môre ons ons sal nooit meer kom. Dit het letterlik so gebeur in ons lewe. En aan die einde van dit dan, as jy nou vra, dan is 'n bietjie angstig, jy weet, wat gaan sy sê, wat sy nou gesê het in die diens, ek vra wat die man, hoe was dit vir man? Nee, het was fantasties. Ons het geniet, die worship in die hande oplig, ons was wel bietjie vreemd, maar sy het baie geniet. Sê ek die tannie langs van, ja, ek het gelag oor dat die dans kom. Nou sy het so vryheid. Kan jy sy maar nie raak geklap, nie? Ons moes 'n poging aanwend om haar in 'n plek te kry waar sy kon blootstelling kry aan die Here se teenwoordigheid. Jy hoor wat ek sê, hierdie ou moes 'n poging aanwend. Hy moes iets doen, hy moes opstaan, sy goed optel en hy moes loop. En as hy gekies het om dit nie te doen nie, sou dan nie deurbraak gewees het. Wat sou gebeur as ons kies om nie in geloof uit te stap vir die areas wat ons deurbraak het nie? Wat sal gebeur? Dit gaan verander nie. Jy gaan al net agteruit gaan, nog steeds sit in dieselfde posisie. Maar ek wil ons aanmoedig, as ons 'n poging aanwend en sê, Here, ons vertrou U, dan gaan al, as al beweging is, gaan al verandering wees. As al beweging is, gaan al verandering wees. Die derde ding wat ek leer by hierdie ou, is sy ervaring. Sy ervaring. Nou, wat sê vers 4 wat in die ouer manuskripte nie was nie? Dit sê dat 'n engel van die Here gekom het en hierdie water geroer. Ons het nou gegrap gesê, dit kon al Jesus wees, maar dit sê dat was 'n engel. Nou, ek weet nie of hierdie ouens die engel gesien het nie, of hoe dit gewerk het nie, maar sy godsdienstige raamwerk sê vir hom dat hy moet wag vir 'n engel voor hierdie man se waters gaan roer. Dis die Here saam met hom. Hy moet dis 3 keer per jaar by feestyd gaan die engel kom en hy gaan hierdie bad roer. Dit is wat hy verwag. Dis sy vorige ervarings. Ons leer in die Ou Testament dat Moses het ook so gedoen. Sy eerste ervaring sê God vir Moses, slaan die klip af na water uit, en hy slaan die klip dan kom water uit. Aan die einde van sy tyd sê die Here vir hom, praat met die klip. Wat doen hy? Hy slaan die klip. Hoekom? Want dit is sy ervaring. Dit is hoe dit in die verlede gewerk het, so dalk is dit hoe dit nou ook gaan werk. Gebeur dit nie baie met julle ook so nie? Tradisies, gewoontes,
maniere van dink, maniere van doen. God moet net nie buite hierdie boks, buite my gemaak so iets doen nie, want dan gaan dit vreemd of anders wees. Die tweede ding wat vir hierdie ou probleem kon gewees het, is dat dit op die Sabbatdag was. Nou jy doen niks in Israel op die Sabbatdag. Ek was al op 'n Sabbatdag in Jerusalem. As ek wil sê niks, dan bedoel ek niks. Soos hierdie ouens het ver gegaan met hierdie Sabbatdag. Kyk, ons het nie 'n klou wat Sabbatdag. Hulle Sabbat opneem. Soos die huisbakke werk in Jerusalem op die Sabbatdag. Dis werk om daai knoppie te druk. Okay, maar is minder werk met die trap op te staan. Weet jy hoe dit is? Okay, so huisbakke werk nie. Niemand se winkels is oop, niks gebeur nie, want dit is Sabbat. Okay, so Jesus wil opdrag, hy sê, jy moet actually die werk. So dit kon vir hom 'n blokkade gewees. Wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense dink? Hy het geweet hoe Sabbatdag in Jerusalem werk. Hy het geweet wat aangaan. So sy ervaring sê vir hom, moenie daar gaan nie. Nou, soms, soos ek sê, moet ons dalk 'n bietjie by die gemaaksone gaan om iets te ervaar. Ek onthou toe ons grap is so in 'n kerkkultuur, maar ek onthou toe ek die eerste keer in Shamastella-Bos kom en ek sien almal worship so. En waar ek vandaan kom worship so. Jy worship en dan sit jy. Dit is my ervaring. So toe ek net op bekering kom en ek is in die midde van hierdie klomp mense wat so worship, toe begin ek vir myself sê, ja, maar ek is nie regtig 'n charismatiese ou nie. Toe begin sê die Here vir my, dis nie 'n charismatiese ding nie, dis Bybel. Dis 'n aanbidding ding. Gaan soek, lig jou hande op, en oorals in Psalms sal Dawid skryf van hoe die Here worship, met instrumente, hy het tot gedans in 'n kleed, wat ons nie hier gaan doen nie, want Dawid het dit gedoen, okay? Gedans in 'n kleed, die ding was deurskyn. Ons gaan dit definitief doen. Dit is ver nader gegaan om die Here dan bid. So ek onthou hoe die Here met my gepraat het oor om my hande op te lig, my sal begin uitdaag. En ek sê soos Here geraak as nou kan ek maar net hier staan en die liedere geniet nie. En ek onthou soos ek het wat toe eintlik uitkom is dat ek is bang eintlik oor die mense van my nou. Want dit voel vir my, hulle kyk net vir my. Wat 'n absolute leuen is. So toe dink ek, ek gaan radikaal wees die een Sondag. Hulle staan daar oor so die mense soos die mense. Hulle oë is oop, hulle kyk vir my, hulle leef vir my. So kan jy is hier vir jy, gaan radikaal wees. Ek sweet op en af. So radikaal. Maar ek voel ek ry vir myself, maar nog op die kamer. Volgende week is ek soos, kijk. Die week aan is ek al half was. En dan begin het slaap vraag, maar die derde week aan ook het. Buiten my ervaring, glad nie wat ek doen, dan is dit een aan. Dan is jy, dan moet jy. Ek kan vir die spring op het chair, want ek het die kerk. En dan is 2 jaar, dan is het totale vryheid. Okay, dan is het soos. Dan kijk maar dans, dan kijk maar die kleur. En dit is amazing wat dit aan my, ek getuig nou uit my eie lewe, uit nie om enige ander rede, as om te sê, dat het beide my ervaring was, en hoe so iets simpels my vrygemaak. Dit het my absoluut vrygemaak. Nou ek wil vir julle teologiese waarheid leer, wat ons in hierdie skrif sien, is die incarnasie, sê Google, ek klink my vleeslik anglicisties, maar dit beteken God in vlees, God in 'n mens. Jesus is die incarnation van God, so Jesus is God in 'n mens. Hy is God, hy is volkome mens, ons weet, dit stem saam met my. So, God in 'n mens kom na hierdie persoon toe. Hy weet nie dis God in 'n mens nie, hy weet nie dis Jesus nie, hy weet nie wie Jesus is, en geef hom 'n opdrag, en hy gehoorsaam het en hy word genees. Nou, ek wil vir julle verduidelik wat dit beteken as jy gevul is met die Heilige Gees. As jy gevul is met die Heilige Gees, die invulling van die Heilige Gees beteken God in 'n mens. Okay? God in 'n mens. 1 Korintiërs 6 sê die Heilige Gees, ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees, ons het almal gesing
in kinderkraans en al die hele onthou. Liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jesus my vraag vir ons. Wat as ons hierdie geleenthede mis waar God deur 'n mens met ons onthou? Wat as ons by klein groep is en die klein groep leier sê vir jou, "Kom ons bid vir jou. Kom ons lê vir jou aan." En jy sê nee, dis weer. Sien my, jy moet ons aan my. En ek verstaan, ek kom ook uit die agtergrond uit waar hierdie groep vir my vreemd is. Maar wat as God is? Deur 'n mens. En jy mis dit oor jou ervaring en jou tradisie. Sal dit nie anders wees? Ons, in die aand doen ons dit baie meer as die oggend, maar ons roep soms mense vorentoe vir gebed. En dan soos jy reg gebed nodig het kom. En ek wil vir jou sê, daai persoon wat vir jou hande oplê, het God in hom. Die persoon wat saam met jou bid, het God in hom. Dit is nie 'n ander manier om te dink oor geleenthede wat soms dalk net aan ons pad verby gaan. Wat as ons nie reageer? Wat as ons skaam is en ons is nie? Ek kan nog nooit in 'n kerk vorentoe staan. Sure, ek het ook nooit gedoen voor daai dag. Ek onthou toe ek in Stellenbosch was, toe was al een Sondag, was Sias die ouwe studentenpastoor wat vir ewig daar is en nou van die kerk lei. Hy kry soms 'n woord van kennis. Nou, daai tyd was dit vir my baie vreemd. 'n Woord van kennis is 1 Korintiërs 12, dit staan in skrif, as jy bonatuurlike kennis van iemand se stoel seker. Dis 'n gawe beteken van die Heilige Gees. Hy is besig om te preek en hy stop die diens en hy sê, my raak so stil en almal is soos, wat gaan nou aan? En tot so oomblik. En hy sê, hier's 'n meisie, dat daar sit onder die 1500 studente. Daar sit, hier's 'n meisie, jy het blou aan, jy sit in die linkerkantste agterhoek, en jy het vir die Here gesê dat hierdie jou laaste diens is. As hy nie met jou praat in hierdie diens en jouself doodmaak. Ek wil jy moet vorentoe kom. Nou, ek weet nie of jy al ooit zoiets ervaar het nie. Nou is ons ander wat al lank in die kerk is net soos, Here asseblief om neer te sê, Here asseblief om neer te sê. So die plan waar wees. Anders, die mense wat nog nooit al was, is soos, ek wil gesê, ons moet nie my plek. Handen op sy kop geval. En as jy 2 minute stil Sias sê, nou sy staan hy daar voor. Staan die meisie in die blauw aan die kop. Hy daai hoek uit en hy gesê, hy staan voor. Hy sê vir ek wil jy nou vir my kom so veel bly. Al lewe van my. Wat as hy nie poging aangewend het? En as hy nie uitgekom het, maar dit was 'n ontmoeting met God deur 'n mens. God die mens gebruik. Wat as sy nie gereageer het? Sy net op kop laat sak. Wat sou gebeur? Ek het een keer vir 'n vrou gebid wat nou my ervaring is nie dat die Here vreeslik in Engen se winkels werk nie. Okay, Engen die petrolstasie. So ek weet nie van julle nie, maar ek het nog baie sulke ontmoetings in Engen gehad, maar hierdie dag staan ek by die til en my niere begin te pyn. Nou ek weet soms die Here praat met my deur fisies in my lyf gebeur wat dink iemand anders sal lyf gebeur. Klink vir dis snaaks, maar dit gebeur soms met my so. En ek weet hier is nie my pyn, want ek het nog nooit nierpyn reg my lewe gehad. En ek het voorstel dat ek voorstaan is hierdie vrou se nierpyn. Ek moet vol bid. Nou wat as ek eerstens gesê het nee? Nou sê ek vir die vrou, ek weet hier is ek weet hier is vreemd, ek is met jou, okay? Ek verwag nie dit hier nie, maar hier is wat ek ervaar, en jy nierpyn. Kom ek dit ons. Okay? Ek wil vir jou bid. Nou gewoonlik as jy daai dit vir mense sê, ek wil vir jou bid, dan sê hulle soos, okay, bid by die huis vir my, fantasties, high five, kry. En ek sê van nee, ek wil vir jou nou. En so, nou kan ek sê, sy maak nie sommetjie, sy kyk rond, dis wat gaan my collega's dink, sy kyk op die TV's, wat die inspector van haar agter sit, wat die manager, sy sê, gaan hy raak sien, en sy maak hierdie sommetjies dan kom, en ek gee al die geleentheid, druk niks af, ek gee al die geleentheid. Dis okay. Sê ons staan net hier, ons staan so, ons bid vir, en ons is 'n paar mense dan ons bid almal vir en die Here genees hom net so. En sy is in verwondering. Sy is so swaar. Die Here is lief vir my. En dis wat sy het voor. Die Here is lief vir my. Hy weet my behoeftes, hy ken my. En ons het geleentheid gehad om te bedien. Wat as sy nee gesê? Want in haar ervaring is
is hy by die werk, dis nie kerk nie, dis engine, sy slaan nie til, hoekom hier, daar's 'n klomp goed wat maar gedag, so, wat as hy nie gesê? Dis so nooit genees geword nie, dis so nooit God ervaar het nie, al lewe sy nie van. Wat as wat meisie nie gesê het, wat so uitgeroep is? Soms gebeur het dat goed by ons boks gebeur, en wat ek vir julle wil sê is, ons moet het verwag. Ons moet gaan daarmee, ons moet nie dat ons skeer omdat het buiten ons tradisie of buiten ons gewoontes is. Ons moet gaan daarmee. So, om op te som, want ek vir ons aanmoedig vanoggend om op te hou verskonings op. Op te hou sê, Here, ek kan nie, dis my situasie, dis uniek, dis anders. Ek kan nie hier beweeg nie, want jy het nog nooit, maar jy het nog. En sy krag is genoeg vir jou situasie, ek beloof ek. Waar ook al jy is. Sommige van ons moet 'n bietjie poging aanwend, al is dit net om vanoggend te sê, Here, hier is ek, en hier is my situasie. As dit iets anders is, as jy 'n klein groep moet bywoon, doen dit. As jy moet reageer sodat iemand vir jou bid, doen dit. Wat ook al dit is, kom ons beweeg buite daai boks van ons gemaak so, in ons ervaring, en ons sê, Here, ons wil toelaat die ons vul, die ons werk, want ons is honger vir ontmoeting. Weet jy wat is een ding wat ek sien in hierdie ou se lewe? Sy honger en desperaatheid is groter as sy tradisie, sy gewoontes, waarnig goed. Hy is meer honger. Daarom is hy bereid om ons te gaan, om 'n risiko te neem. En God gee hom vir hy, moet hom op plek, hy gaan nie so, tel sy goed op in die loop. Dalk is al iets in jou lewe, dalk is dit emosioneel, dalk is dit finansieel, dalk is dit verhoudings, dalk is dit in jou kop, wat jy deurbraak en wat jy voel. Ek wil hê ons moet sê, Here, hier is ons. Asseblief, doen dit vir my, soos vir jou gedoen. Hy het nie verdien nie, hy het verskonings gemaak. Jy verdien dit nie, ek verdien dit nie. Maar Jesus se compassion, sy deernis vir jou situasie maak en hy wil dit verander. Hy wil instaan en hy wil dit verander. Hierdie storie is vir my, is vir my mooi, want aan die einde dan sê Jesus vir hom, gaan nou en moet nie meer sondig doen. Moet nie meer sondig doen. So Jesus het hom genees vir sy heiligheid. Okay. En dit is baie keer wat in ons lewens moet gebeur. Dan moet emosionele genesing plaasvind. Dan moet gedagtes genesing plaasvind. Sodat ons gebrokenheid van kan ontslaan. Want alle nonsens wat ons aanjaag, kom uit ons gebrokenheid. So as ons vanoggend net dit doen, as ons sê, ons wil ons gebrokenheid, daai seer, daai pyn, wat dit wel is, ons na nie toe bring. Ons wil hê moet kom verander. Sodat ons heilig kan wees. Sodat ons in heiligheid kan staan. Kom genees ons. Wil jy genees word volgende? Ek wil. Ek wil hê dat my lewe instaan. En vir my deurbraak gee, vir my wys gee, so dat hy wil. Kan ek ons bid vir dit? Kom ons staan, net om ons. Kom ons staan. Ek wil julle moet reageer op hierdie boodskap. Ek ervaar die Here se teenwoordigheid. Ek wil net in jou eie woorde, al is dit in jou kop, net daar waar jy staan. Sê vir die Here wat wil jy hê hy van moet genees word. Bring jou gebrokenheid voor. Bring my area wat jy struikel en sukkel. Bring jou denke na hom. Sê Here, hierdie een ding, bring dit. Ek weet, ek gaan nog iets doen buiten my ervaar, buiten my gewoonte. Ek is desperaat, ek is honger, ek wil sien dat verander in ons. Gees, dankie dat U in ons midde is. Jesus, ons sê dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat ons net vanoggend kan verklaar, dis dieselfde gister, vandag en môre. Dieselfde persoon wat hierdie lang man genees het, wil in ons situasie, in ons wêreld, in ons lewe instaan en genees het. En ons kom sê as 'n groep vanoggend, ons wil genees word.
Ons wil genees word. Wat ook al dit is. Ons wil die hand in ons lewens. Ons wil sien dat die werk in ons hande, in ons lewens. Terwyl ons verstaan ons oor toe. Ek wil van die vooraf bid vir mense. Ek kan nie vra om uit te kom of iets langs te doen. As jy hier is vanoggend en jy sê, jy sê hierdie storie praat van my lewe. Praat van my lewe. Ek wil goed vanoggend voor die Here bring. Ek wil vir jou bid. Ek wil net op jou staan. Ek wil jy moet reageer. Dalk is dit nie jou gewoonte nie. Dis 'n great begin. Al wat ek wil jy vanoggend doen, is steek net my hand. Net op jou staan sê, jy is geliefd. Dis goed wat ek wil bring vanoggend. Ons klop aan. Abraham, Jesus, dankie dat jy sien ons behoeftes, jy sien ons begeertes. En soos dat ons na ons hande uitstrek en jy wil ons kom vra dat jy vir ons deurbraak sal bring in Jesus naam. Bring vir ons deurbraak. Bring vir ons deurbraak. Bring vir ons deurbraak. Bring vir ons genesing. En in areas wat selfs niemand van weet nie, dalk is die van ons wat geheime het. Ons wil daai geheime in die lig bring vanoggend. Ons wil vir u sê en vir iemand anders dalk en sê kom op ons vry. Kom op ons nie. Kom bring genesing. Bring genesing. Kun jy aan dit staan? Laaste groep, as jy vanoggend hier is en jy sê, Gierie, ek ben nie regtig op die verhouding met Jesus nie. Ek het al op 'n tyd, maar ek het nie meer nie, 'n bietjie afgedwaal, weggedwaal. Dan ben jy nog nooit. Dan wil jy volgende die commitment maak en sê, ek wil graag die Here dien met alles in my. As dit jy is, daar waar jy staan, ek of maar. Jesus, jy sien elke hand. En ons wil sê, dankie vanoggend vir 'n nuwe begin. Dankie dat jy ons skoon was, dankie dat ons kan bely wat ons weghou van nie af vanoggend. Ons wil dit bely, ons wil vir jy kom vra om werk in ons. Kom vergewe ons, kom op ons skoon, kom op ons nie, kom was ons met die bloed. En ons wil in hierdie oomblik waar ons hier ervaar, ons hier goed voor die bring, ons wil dit al los. Ons wil wegstap. Dankie dat daar nie meer skuld is nie, dankie dat daar nie meer aanklagtes is. Ons eer U daarvoor.